Nou ja, en so kom ons aan die einde van hierdie reeks met die laaste boodskap. Vers 22. 1 Korintiërs 15. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Wat kan ek meer sê? Paulus sê hierso, deur almal van ons het die dood van Adam ingewerk. Adam se oorspronklike dood was oorgedra in ons in. En het almal vir God dood geword. Ons het almal vir God gesterf. Paulus sê, ons wat voorheen dood was in ons misdade, het hy nou lewend gemaak in Christus Jesus. Jy sien, hoe meer die kerk jou in Adam hou, en hoe meer jou kerk, jou dominee, jou pastoor, jou priester, jou in Adam se sondes indruk en manipuleer en boelie, gaan daar nooit die opstandingslewende krag van Christus in jou funksioneer nie. Want Paulus sê, die gees stry teen die vlees, die verstand teen die gees. Want hoekom? Want ons het nog nie daarmee vrede gemaak nie en ons wil nie aanvaar dat Adam geheel en al uitgewis is nie. Ons wil nie aanvaar dat die gees van Adam, daai sataniese, adamatiese natuurgees, is uitgeroei, verwyder en vernietig, en in ons as wedergebore Christene het daar 'n omruiling van nature plaasgevind. Ons het God se natuur deelagtig geword, 2 Petrus 1 vers 4. Hoe langer jy jouself nog steeds beskou in die paradigma van Adam, hoe langer jy jou nog beskou as vasgevang in Adam, en hoe langer jy toelaat dat jou dominee, dat jou kerk, dat jou dogma jou herinner aan jou sonde, wat jy elke week, week na week moet gaan bely, dan beteken dit dat die opgestaande Christus het nog nie in jou lewe gerealiseer, gemanifesteer en gematerialiseer nie. Hoe langer jy bly in Jesus van Nasaret se werke, om te doen wat hy gedoen het, om te wees soos hy gewees het, is jy buite die opgestaande Christus. Want daar het 'n opstanding gekom deur Christus Jesus, nie 'n terugkeer na Adam nie. Wat is die doel daarvan? Dat jy die kruis van Jesus bely ter vergifnis van jou sondes en die bloed vra om jou skoon te was, vir Christus vra dat sy lewe jou red, maar jy gaan dan weer terug na Adam toe. Dan sê Hebreërs vir my en vir jou, dat jy die genade van God min. Jy minag die genade van God. Jy staan in ongeloof en God se siel het geen plesier in jou nie. En jy het die bloed van Jesus vertrap. En dan is daar nie meer redding nie.
Want dan sê jy, sy bloed was nie voldoende om my te suiwer en te reinig en te verlos nie. En sy lewe was nog nooit genoeg om my te red nie. Maar die opstanding kom dan nou slegs uit Christus uit. Luister. Want soos almal deur Adam sterf. Luister, soos almal deur Adam sterf. Hoe langer jy in Adam se paradigma geboelie en gemanipuleer word deur jou kerk, deur jou dominee, deur jou kweekskool, deur jou pastoor, deur jou priester, deur jou eucharist, deur alles. Solank as wat jy Adam beoefen, is daar nie 'n opstanding nie. Jy kan nie in 'n opstandingslewe van Christus inbeweeg as jy nog vasgeanker is, vasgeboei en verenig en verweef is met Adam nie. Jy moet besef, daar het 'n dood plaasgevind. Paulus sê, die liefde van Christus dring my, want ek is oortuig dat as een gesterf het, dan het almal gesterf. As Jesus gesterf het, dan het alles en almal in Jesus gesterf en het sluit Adam in. Paulus sê vir ons, as enige iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe maaksel, 'n nuwe ras. Kyk, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Toe jy in die dood van Christus aan die kruis deelagtig geraak het en jy het in Christus se dood jou dood gesien en sy dood jou dood gemaak, het daar 'n opstanding gekom. Daar is die opstanding wat gaan kom nie. Daar het 'n opstanding gekom. Jy het begin lewe met die lewe van Christus in jou. Basta met Adam, basta met Jesus van Nasaret, tekens en wonderwerke en mirakels en ekstatiese belewennisse. Die bergpredikasie, basta daarmee. Basta met die profete, basta met die wet, basta met Adam. Want dan sê hy in die volgende vers. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde as eersteling Christus. Daarna met sy koms hulle wat aan Christus behoort. Ons weet daai verwys na die wegraping. Maar die kern daar is die eersteling wat kom is Christus. Die eerste lewe na jou dood aan die kruis en jou enigste lewe is die opgestaande, lewende Christus. Dit is nie, ek herhaal en ek benadruk jou, dit is nie Jesus van Nasaret nie. Los Jesus van Nasaret uit. Jy het niks te doen meer met hom nie. Jy het nou te doen met die lewende Christus, die opgestaande Christus, met wie se gees jy een is en wie se gees een is met jou. Jy was klaar bestem om te sterf en het gesterf in Christus. Jou oordeel het klaar gekom. Wat het na dit gekom? Die opstanding van Christus, die lewende God, en jy durf hom nooit weer terugneem na Jesus
van Nasaret toe nie. As jou kerk nog steeds hamer op Jesus van Nasaret en jy Sondag na Sondag sit en luister na 'n preek uit Samuel en uit Rigters en uit Rut en uit Konings en uit Jeremia en Esegiel en Obadja en Sefanja en Haggai en Amos en Genesis, Levitikus, Deuteronomium, Josua, Sefanja, Habakuk, Jesus van Nasaret, Matteus, Markus, Lukas en Handelinge. Besef, jy is nie in die lewende Christus wat opgestaan het nie. Ek het nie 'n saak met Samuel nie. Ek het nie 'n saak met Rigters nie, ek het nie 'n saak met Deuteronomium nie, ek het nie 'n saak met Adam nie, ek het nie 'n saak met die profete Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel. Ek het niks met hulle uit te waai nie. Vir my is die eersteling Christus, wat die hoof bo alles is en die hoof van alles en in hom en deur hom is alle dinge en alle dinge hou in stand deur hom. Die lewende, opgestaande Christus. Soos jou kerk nog steeds, as jy elke Sondag na Sondag sit in 'n diens, jy hoor van Samuel en Rigters en die profete en Matteus, Markus en Lukas en jy hoor niks van Paulus nie. Hardloop uit daai kerk uit en sluit aan by die Christ Life Fellowship dat jy kan leer wie hierdie lewende Christus is, dat hierdie woord van God gegee deur sy seun en as sy seun Jesus Christus deur die Heilige Gees lewend aan jou openbaar word. Dan as jy kom volgens Paulus se evangelie en dit wat Paulus gekry het van Christus die opgestaande Here. Paulus het nie gekry wat hy gekry het uit Jesus van Nasaret uit. Hy sê ons ken hom nie meer as Jesus van Nasaret nie. Dit wat Paulus vir ons leer in hierdie boek, dit wat Paulus vir ons leer, en ek gaan 'n Engelse woord gebruik, trumps everything else. Die evangelie van Paulus trump Jesus van Nasaret. Die evangelie van Paulus trump Handelinge. Die evangelie van Paulus trump die profete en die wet en Adam. Wat beteken dit? Dat die grootste mag en gesag en autoriteit van die woord van God is die evangelie wat Paulus van Christus ontvang het. Die evangelie wat God self aan Paulus toevertrou het. En dan sê Paulus, dat het God behaag, dat God sy woord in Paulus vervul het. Nie in Jesus van Nasaret nie. Hy het die wet in Jesus van Nasaret vervul. Maar hy het die woord in Paulus vervul. Ek gaan nou daai vers vir julle gee, maar luister hier. Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus, nie 'n disipel nie, 'n dienskneg, 'n slaaf, 'n aangeheg aan die heup deur die oorgespykerde persoon met Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die geslag van Dawid gebore is, maar wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense
uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring. Paulus sê daar vir jou, God het hom geroep om hierdie evangelie van sy seun uit te dra, want, sê Paulus, in Kolossense 1 vers 25, onthou nou, kom ons lees nou gou weer, ek wil hê julle moet 'n koneksie maak tussen die twee. Luister, Romeine 1, Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die geslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dode kragtig aangedui is, as die seun van God, Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, dan Kolossense 1:25, waarvan ek 'n dienaar geword het, ooreenkomstig die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om in julle belang die woord van God volledig bekend te maak. In die Ou Testament, in die Ou vertaling, die 53 vertaling en die 33 vertaling, en in die King James Version, sê Paulus, dit het God behaag om sy woord in my te vervul. En die woord wat Paulus ontvang het van Christus, was nie van Jesus van Nasaret nie. Inteendeel, hy sê Petrus hulle kon niks aan hom byvoeg nie. Die apostels kon niks wat van betekenis was vir die ander, kon niks by hom byvoeg nie. Want dit wat hy ontvang het, het hy nie van 'n mens ontvang nie. Dit sluit in Jesus van Nasaret. Maar hy het dit uit 'n direkte openbaring van Christus Jesus homself persoonlik oor 'n tydperk van 3 jaar in die woestyn ontvang van Arabië. Dit beteken dat die Jesus Christus, wat van aangesig tot aangesig met Paulus gesit het, was die opgestaande Christus Jesus, wat in Paulus geleef het. Kom ek vra vir jou, watter kerk waar jy aan behoort, hou hierdie Christus van Paulus voor aan jou? Kom ek maak die vraag nog 'n bietjie krasser. Watter Jesus hou jou kerk en jou dominee en jou pastoor en jou priester aan jou voor? 'n Jesus vermeng met Adam, Abraham se geloftes, die wet, Jesus van Nasaret, tekens en wonderwerke. Is dit die Jesus wat hulle aan jou voorhou? Wel, hardloop weg. Of hou hulle aan jou net hierdie een evangelie voor, die opgestaande Christus, soos aan Paulus openbaar? Watter Jesus volg jy? Like, subscribe en stuur aan. Tot ons weer gesels. Hierdie studies is maar wat ek kry in my eie persoonlike Bybelstudie, en dit deel ek met julle. Maar my kontakbesonderhede is in die onderskrif, so kontak my as julle wil, maar ek gaan nie met jou stry nie. Totsiens.